Goeiemôre gemeente. Ek hoop en ek vertrou dat dit met u elkeen goed gaan en wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend saam in die naam van die Here weer te mag vergader. Geliefdes, ons gaan vanoggend saam begin deur ons toetrede lied te sing. Daarna gaan ons bly staan vir die fotum en seëngroet en ook so ons lofsang. Kom ons staan saam. Ontvang die seën uit Psalm 145 vers 18. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in opregtheid aanroep. Mag die Here ons seën deur ons gebede te verhoor en aan ons sy vrede te gee. Amen.
Geliefdes, ons het vanoggend die voorreg om weer die samevatting van die wet te hoor en ook vanoggend saam opnuut voor die Here ons skuld te bely en sy genadeverkondiging te hoor. Geliefdes, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12, verse 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Wanneer ons die opsomming van die wet hoor, soos wat Jesus dit sê, dan besef ons baie keer hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ons medemens optree. Ons besef dat God nie altyd eerste in ons lewe is nie. En ons besef hoe sondig ons voor die Here staan. Maar die Here sê, wanneer ons skuld bely, in 1 Johannes 2 vers 1, dan verseker hy ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, Jesus se offer was volmaak aan die kruis. Jesus het al ons sonde aan die kruis gedra, omdat hy lief is vir ons elkeen. En daarom, wanneer ons uit dankbaarheid hierdie besef, hierdie opnuut besef, dan kan ons nie anders as om ons geloof opnuut te bely in die drie enige God nie. So ek gaan nie vra om net so te sit en die oë te sluit en in die hart saam die geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, nou dat ons hierdie gehoor het, gaan ons as skrifsang staande sing, maak my nou stil, Heer. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak. U my kan open my oë.
Gemeente, terwyl ons so sit, kom ons sluit ons oë saam in gebed. Ons almagtige hemelse Vader, ons wil U vra in diepe afhanklikheid om te nader tot ons elkeen vanoggend. Here, soos ons nou ook in ons lied gesing het, open ons oë, ons ore en ons hart, Here. Maak ons ontvanklik vir U woord, maak dit aan ons helder en duidelik, en mag ons hier uitgestuur word, as ligdraers vir U. Here, ons vra dat U ons sonde sal vergewe, en ons sal toefhou in U genade en in U versorging. Sonder U, Here, kan ons nie lewe nie. Amen. Geliefdes, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend te lees vanuit Markus 10, verse 46 tot 52. Die opskrif: Jesus genees die blinde Bartimeus. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê: Roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: Hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: Jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Gemeente, ons het nou hierdie gedeelte gelees vanuit Markus oor die gebeure van Bartimeus. Nou interessant van die evangelies is hierdie gedeelte kom ook voor in Matteus en in Lukas. En wanneer ons die evangelies lees, dan kry ons verskillende perspektiewe van hierdie gebeurtenis. Dis dieselfde gebeurtenis, maar elke persoon vertel dit anders. So ook ander gedeeltes en gebeure in die Bybel kan ons maar gaan lees. Hoe anders word dit gestel volgens die persone se skryfstyl en persoonlikhede. As u daar 'n getuie was van hierdie gebeure, hoe sou u hierdie gebeure oorvertel het? Waar sou u dalk meer beskryf het of minder beskryf het? Waarop sou u uitgebrei het as u 'n getuie daar was? ‘n persoonlike vraag. Indien u 'n wonderwerk in u lewe ervaar of beleef, hoe vertel u dit vir ander mense? Hoe deel u dit op sosiale media? Daar is 'n tendens waar baie mense praat met die woorde: ek was gelukkig. Ek het geluk gehad. Dit was maar net
'n lucky day, soos die jong mense ook sê. En daarom is vandag se preektema die bekende woord, gelukkig. Want was Bartimeus maar net gelukkig om genesing te beleef? Was sy lak maar net in vir daardie dag? So ek wil vir u die gebeure vertel, soos wat baie mense vandag praat. Op 'n gelukkige dag het Jesus besluit om na Jerigo toe gaan. Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte het gelukkig weer daarvandaan verder gegaan. En gelukkig sit die blinde bedelaar Bartimeus, seun van Timeus, daardie dag toe gelukkig langs die pad. En gelukkig hoor hy toe dat dit Jesus van Nasaret is en gelukkig besluit hy toe om uit te roep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly, maar gelukkig het hy toe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm u tog oor my, en Jesus het hom gelukkig gehoor. En toe roep hy die blinde man en hulle sê toe vir hom, hou moed, vandag is jou gelukkige dag. Vandag het die Here jou gehoor, so jy moet nou nader kom na Jesus toe. En toe sê gelukkig Jesus vir hom maar net, wat wil jy moet ek doen? En toe gee hierdie man sy wens vir Jesus en toe dit nou maar net gebeur. En gelukkig kon hy toe maar verder gaan, want hy was toe okay. Hy kon weer sien. Hy het sy wens gekry. En hy kon gelukkig maar net ook verder gaan. Wanneer ons die gebeure so hoor, op wie val die klem? Dit klink of dit nie 'n wonderwerk was nie, maar 'n blote gelukskoot, soos 'n dobbelsteen wat nou maar net reg geval het daardie dag. Sy kaarte was maar net goed uitgedeel daardie dag. Dis hoe dit klink wanneer ons die gebeure so vertel. En dit is hartseer want dis hoe baie mense vandag praat. Maar vir Bartimeus, geliefdes, lees ons hierdie gebeure in die woord van die Here en ons besef, dit was nie geluk nie. God het 'n plan met Bartimeus se lewe. En God het sy plan uitgevoer met Bartimeus se lewe. En daarom kan ons nie na hierdie gebeure kyk en sê, ag, hy was maar net gelukkig nie. Ons moet hierdie gedeelte lees vanuit 'n perspektief. Bartimeus is geseënd. Bartimeus het genade ontvang, nie geluk nie. Nie 'n kans nie. Genade. En daarom gaan ons van hierdie gedeelte na kyk. Vanuit 'n perspektief, nie van gelukkig wees nie, maar vanuit 'n perspektief van genade. So wie was Bartimeus? Ons ontmoet vir Bartimeus waar hy langs die pad sit buite Jerigo. En Markus vertel vir ons spesifiek dat hierdie man moes bedel om te oorleef. So hierdie man het geen inkomste gehad nie, geen aansien gehad nie, geen status nie, geen invloed nie, en geen vermoë om sy eie omstandighede te verander nie. Hy kon niks aan sy eie situasie doen nie. Daar was nie mense wat hom kon help nie. En in die oë van die wêreld is die nuwe tendens om te sê, ag, hy was maar net ongelukkig. Hy was maar net so bietjie minder bevoorreg as die res. Hy het maar net so bietjie ander kaarte in die lewe gekry. Maar Bartimeus, lees ons in hierdie gedeelte, het geroep.
Hy het geroep na Jesus. In daardie tyd was daar baie afgode en afgodsbeelde. Hy kon geroep het na 'n afgodsbeeld. Hy kon geroep het na ander mense. Hy kon uitgeroep het, ag ek voel maar net vandag is my gelukkige dag en iets gaan verander in my lewe. Maar Bartimeus hoor dat Jesus daar verbygaan en hy roep na Jesus. En dan lees ons in die 83 vertaling, wat ons nou gelees het vanoggend, dat Bartimeus nie vir geluk vra nie, hy vra vir ontferming. Hy besef, geliefdes, dat hy niks verdien nie. Dat hy niks het om te bied nie, en hy vra vir ontferming. Die 53 vertaling vertaal die woord ontferming met barmhartigheid. Want Bartimeus sit blind met leë hande. Hy smeek vir barmhartigheid en genade. Wanneer ons die Grieks lees, dan besef ons in hierdie gedeelte dat daar hierdie gedagte is dat hy aanhoudend uitgeroep het. Hy het aangehou om te roep tot die Here hom hoor. Daardie uitroep was nie net 'n verlange na fisiese sig nie, geliefdes, maar dit was 'n verlange ook na geestelike sig. Hy het nie net geroep sodat hy weer kan sien nie. Hy het geroep om geestelike verligting te beleef. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons van die mense se reaksie. Markus sê spesifiek, die mense het hom gesê hy raas en hy moet stil bly. Maar hy het nie. Hy het harder geroep. Hy het geweier om stil te bly, hy het aanhoudend weer en weer geroep. Ware geloof, geliefdes, hou aan om te roep, selfs wanneer ander mense dit afmaak. Selfs wanneer ander mense sê, dit gaan nie werk nie, jy raas, bly stil. Ware geloof, hou aan om te roep na die Here. Hoe dikwels gebeur dit nie ook vandag in ons eie lewe nie. Mense wil hê ons moet praat van toeval of geluk of kans. Mense meen dat ons geluk sal vind in moderne afgode. As ons maar net dit het, dan sal ons gelukkig wees. Of as ons 'n paar munte in daardie water gooi, dan sal ons nou die wens kry wat ons wil hê. Of as ons die langste strooitjie trek, dan is dit nou 'n gelukkige dag. Maar die enigste hoop op genesing wat Bartimeus gehad het, was dat Jesus hom hoor roep. En dit het gebeur. Jesus het gehoor en hy het gestop. En ons gaan vir 'n oomblik kyk na 'n padkaartfoto. 'n Foto wat ons wys die kaart van die gebied waar Jesus bedien het en geloop het. En dan besef ons opnuut wanneer ons na hierdie kaart kyk, die wonderwerk van hierdie gedeelte. Die wonderlike oomblik toe die koning van die heelal stop vir 'n gewone bedelaar langs die pad. Want geliefdes, Jesus was vanaf Galilea op pad na Jerusalem toe. En ek weet ons almal is nou nie baie goed noodwendig in aardrykskunde of geografie nie. En nie ons almal is bewus van
die kaart en die uitleg nie. Maar die foto beeld vir ons uit. Daar was baie ander paaie wat Jesus kon loop. Daar was baie korter paaie wat Jesus kon loop. Hoekom het hy Jerigo omgestap? Deur 'n stuk wildernis. Hierdie was nie 'n toevallige, gelukkige dag vir Bartimeus, want Jesus het nou maar net sommer besluit, hy gaan nou maar net daar verbyloop nie. Nee, dit was nie toeval nie. Wanneer ons na hierdie kaart kyk, dan besef ons dat die genadige Here doelbewus by Bartimeus verbygeloop het en by hom stilgehou. Dis ook baie interessant dat hierdie die eerste en die laaste keer is wat ons ooit lees dat Jesus Jerigo besoek het. Die oomblik toe Jesus stilhou, was dit nie toeval nie. Dit was genade. Jesus hoor die noodkreet van 'n blinde bedelaar langs die pad. En so hoor hy ook, geliefdes, ons noodkrete wanneer ons bid as sy kinders. Jesus hoor as ons ook na hom roep. Jesus weet, soos Bartimeus met leë hande na hom toe gegaan het, so kom ons ook met leë hande in diepe afhanklikheid voor hom. Ons lees dan dat Bartimeus genesing beleef het. Jesus sê vir hom die woorde, gaan, jou geloof het jou gered, en hy het onmiddellik gesien. Geliefdes, dit was nie geluk nie, dit was nie 'n toevallige verbetering van gesondheid nie. Dit was die werk van die Seun van God. Dit was 'n seën van God gewees. Ons word nie gered, geliefdes, omdat ons gelukkig genoeg is nie. Ons word nie gered omdat die sterre reg staan nie. Ons word nie gered omdat ons die regte kans gekry het om onsself te bewys nie. Ons word gered uit genade alleen. Omdat Jesus 'n plan met ons lewe het en omdat hy besluit om ons langs die pad te ontmoet. In Efesiërs 2 vers 8 bely dit so besonders, uit genade is julle gered deur die geloof. Ons word gered uit genade alleen. Geliefdes, maar nou kan ons ook die vraag vra, wat van ons wat glo, wat roep, wat in opregtheid die Here aanroep, en nie genesing beleef nie? Want nie elke gelowige wat genesing vra soos Bartimeus, ontvang genesing nie. Maar elke gelowige in Christus ontvang 'n groter seën. Ons ontvang die vergifnis van sondes en die ewige lewe. Jesus se woorde hier is belangrik, want hy sê, jou geloof het jou gered. Die wonderwerk was nie net dat Bartimeus kon sien nie. Die grootste wonderwerk in hierdie gedeelte is dat Bartimeus vir Jesus Christus ontmoet het. En daarom kan 'n gelowige sê, die Here seën my. Die Here voorsien aan my. Die Here gee sy genade in my lewe.
Wanneer ons kyk na Bartimeus se lewe en wat hy verder gedoen het nadat hy sy sig ontvang het, dan lees ons nie hoe Bartimeus huis toe gegaan het en vir almal gaan vertel het, julle vandag was ek nou gelukkig nie. Julle vandag was my lak nou in en nou kan ek sommer sien. Nee, Bartimeus het die Here gevolg en hy het getuig van die Here se genade. Markus eindig met die belangrike woorde en hy het hom op die pad gevolg. Bartimeus het sy hele lewe die Here gevolg. En daarom is die grootste wonder nie dat Bartimeus fisies kon sien nie, maar die grootste wonder was dat hy 'n volgeling van Jesus geword het. Dat hy Jesus langs die pad ontmoet het en besluit het om hom te volg. Om in die genade van die Here te lewe, totdat hy ook eendag in die ewige lewe sou kom. Bartimeus het besluit om die Here te volg. Fisiese genesing is wonderlik, geliefdes. En dis 'n wonderlike genade wanneer die Here vir ons fisies genees. Maar dit is 'n groter wonderwerk wanneer ons geestelike redding beleef. Wanneer die Here ons siele red. 'n Mens kan goeie gesondheid hê en verlore wees. 'n Mens kan ryk wees en sonder die Here leef. 'n Mens kan baie geluk hê en nie die Here ken nie. En nie die ewige lewe beerwe nie. Bartimeus ontvang nie net in hierdie gedeelte nuwe oë nie, geliefdes. Hy ontvang die Here. En dit is die grootste seën. Dat ons aan Jesus Christus behoort. Dat hy homself aan ons openbaar. Dat hy self teenwoordig en naby in ons lewe is. Bartimeus verstaan iets wat baie mense vandag vergeet. Seëninge is nooit 'n toeval nie. Seëninge kom uit die hand van die Here self. Seëninge beteken dat God sy genade en sy goedheid en sy guns in sy liefde en in sy teenwoordigheid met ons deel. En hy skenk dit omdat hy goed is, omdat hy barmhartig is, omdat hy aan ons ontferming wil gee. Ons kan dit nooit verdien nie, geliefdes. Dit is genade alleen. So dalk sit jy vandag soos Bartimeus langs die pad. En jy worstel met verlies, jy worstel met siekte, jy worstel met onsekerheid en jy wonder waar die Here is. Ander mense sal vir jou sê, wat help dit om te roep na die Here? Sommige mense sal vir jou sê, sterkte, hopelik draai jou geluk. Ag, of hopelik kry jy die regte kans. Maar die woord van die Here sê, die Here sien jou. Die Here hoor jou. Die Here ken jou. Gemeente, en dit is reeds vir ons 'n troos. Dat in ons nood die Here ons nie verlaat nie. In ons swaar kry, beteken dit nie ons is ongelukkig nie. God sien ons as mense
raak wanneer ons langs die pad sit. Dalk sit jy vandag soos Bartimeus langs die pad en jy beleef duisternis, donkerheid in jou lewe, 'n geestelike blindheid. Die antwoord vandag vir jou is dieselfde as vir Bartimeus. Soek en roep na Jesus. Want hy sê self in Johannes 8 vers 12, ek is die lig vir die wêreld. En wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Mag ons ophou om ons seëninge en die genade in ons lewe aan geluk toe te skryf. Mag ons bely saam met op Psalm 103 vers 2, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Want wanneer ons sê, ons is geseënd, dan erken en bely ons dat God ons raak sien, dat God aan ons voorsien en sorg. Selfs al lyk dit anders as wat die wêreld sê dit moet lyk. Ons beleef die ontferming en die liefde van ons Here, selfs wanneer ons langs die pad sit. En ons bely, alles is net genade. Laat ons lewe nie volgens geluk nie, maar mag ons lewe in die Here se genade alleen. Amen. Geliefdes, kom ons staan vir die seëngroet en ook die wegsendingslied. Al is ons soms geestelik blind, ons harte swaar en ons hande leeg. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade en vrede van God ons Vader, en van Jesus Christus, wat steeds stil staan, wanneer mense na hom roep, en ons lewe met sy genade nuut maak. Mag u deur die Gees bewus wees van ons drie-enige God se nabyheid. Amen.